Van julle het gevra of ek nie 'n video kan maak, wel of ek nie vir julle inhoud kan gee op Sondag se gesprek nie. Om dit op te tik is vir my 'n bietjie moeisaam en ek het nie baie tyd nie, so ek gaan nou hierdie kort videoklip maak en ek hoop dit is goed genoeg om aan die behoefte te voldoen. So wat ons gesê het is daar is hierdie blou sone gebiede in die wêreld en dit is eintlik amazing om te sien hoe mense in gemeenskappe, kolle, maklik oor die 100 jaar oud word en die navorsers nou gaan kyk, maar hoekom is dit moontlik? Hoe is dit moontlik, jy weet? En dis baie goed, maar dis eenvoudige goed soos hulle bly geanker in 'n gemeenskap. Hulle isoleer nie, hulle word nie alleen nie. 2, hulle sal nog stap en opdraande loop om te gaan brood koop. En 3, hulle maak hulle hande vuil, met ander woorde hulle bly gewoon besig. Een van die goed wat ek in oorlewing in die Afrika wildernis geleer het, was dat as jy nie besig is nie, is jy in 'n baie groot moeilikheid. Selfe beginsel. En daar's iets daar vir ons om in die spel van die lewe te bly. Nie die streep te trek nie te sê dis game over nie. Ek meen alles wees jy om te sê dis game oor, jy weet. En as hier 'n lewe na hierdie lewe is, soveel te meer. Jy wil aanhou speel. En toe het ek verwys na spoortrap. Nee, die metafoor van spoortrap. En die gedeelte wat dit gestimuleer het, Romeine 8, as jy die boodskap vertaling, het hulle dit nogal met 'n mooi metafoor beskryf deur te sê ons moet in die spoor van Jesus loop, né? Ons word Christus verander. In 2 Korintiërs 3, aan die einde van daai hoofstuk presies dieselfde. Daai sluier is gelig en nou kan ons deur die gees van God wat in ons is, kan ons anders wees. En dis daardie andersheid wat die Christendom Christen maak. Die vroeë kerk het 'n golf deur hierdie wêreld gestuur vir 200-300 jaar, waar bitter min Christene, jy weet 40 jaar na Christus daar was, het dit skielik geword 34 miljoen. En hierdie enorme, die sosioloë sê dis die grootste, ek wil dit amper 'n kultusbeweging noem in die geskiedenis van die wêreld, is hoe die Christendom tot stand gekom het. Maar wat fascinerend is dat hulle moes pad vat uit Jerusalem en uit daai plekke uit. Vandag minder as 2% van die mense in Israel is Christene en Gaza byvoorbeeld is 0.05, jy weet, daar is nie Christene daar nie. Die Christene is weg, hulle is in Klein-Asië en ons in Suid-Afrika en ons hele wêreld vol. En daai hele migrasie in die begin, het beteken hulle kom tuis in 'n baie wille wêreld. 'n Wêreld wat vol van armoede was, prostituie, wees en weduwee, soldate wêreld, harde wêreld. Baie arme mense, en dan was daar die rykes. En in daardie gemeenskappe leef hulle dit waarvan hulle oortuig is. Dis dit. Is 'n pantheïsme, daar's baie gode en hier is hierdie mense wat anders is. En die Griekse woord hagios wat Paulus gebruik, beskryf die andersheid. Ek weet van ons Bybelvertalers het dit vertaal met heilig. Ek dink dis 'n swak vertaling, want daar's so 'n dun stippelintjie tussen heilig en skynheilig dat dit nie werk nie. Die hagios woord sou beter vertaal met anders. Christene is anders, net dit. Hoekom? Want ons die gees van God in ons. Dit beteken ek die krag van God in my. In 2 Petrus 1 Petrus 2. Dieselfde natuurlike krag wat daar by hom is. God se goddelike natuur. So staan dit in die ou vertalings. Is ook in elkeen van julle. Ja, is ongelooflik. So ons het die gees en die krag in ons. En dis die radikaliteit. So ons trap spoor. Ons trap Christus se spoor elke dag. Of nie. En toe het ek die metafoor gebruik van spoorsny in die Afrika wildernis. Ek het al baie span intervensies gedoen. Ek het 'n lewe gemaak uit spoorsny, as jy wil. En jy weet, as jy bestuurspanne vat, jy druk hulle op 'n vars leeuspoor of 'n renosterspoor, 3-4 ure lank op daai spoor, dan verstaan hulle baie goed anders. Net omdat hulle die kans het om daaroor te reflekteer. Jy weet, wat beteken dit om in die oomblik te wees? Wat beteken dit? En dan gebruik ons hierdie eenvoudige beginsels om hulle aan die gang te kry op die spoor. Ek het daai beginsels net so begin toepas op my eie lewe en besigheid. En of 'n miljoene, ja, seker duisende mense dit gegee en vir baie mense dit baie beteken. So die 5 beginsels was 1, staan vierkantig op die spoor. Jy kan nie spoor van die kant af sny en jy weet dwars kyk en dan dink jy gaan sien en beleef wat die ou by die spoor getrap het, ervaar het toe hy of sy of dit daar was nie. Mensspoor, dierspoor, selfe beginsel.
As dit 'n poacher is wie se spoor jy vat, dan moet jy die poacher se baadjie aantrek. Jy wil soos hy begin dink. Jy wil een word met hom. Jy wil naderhand weet, is hy linkshandig, regshandig? Hoekom? Want hy kan jou verras. Jy weet, met 'n vuurwapen en 10 ander goed. So jy word een met dit wat is. En dan is die vraag, maar kan ons dit ook so op ons self van toepassing maak? Met ander woorde, kan ek ook die spoor trap van die mens wie ek bedoel was om te wees? En my identiteit dan ook in Christus vind. Nie in die idol wêreld, jy weet, van kunstenaars en ander helde nie in die, wat ek sommer noem die Jesus skepsie wêreld, jy weet, dis halleluja en prys die Here voor en agter, maar intussen kom die wiele af. Of kan ons eg wees? Kan ons net autentiek wees? Kan ons wees wie ons bedoel was om te wees? En die groot vraag Sondag was, kan jy weet jy is waar God wil hê jy moet wees? En kan God weet dat waar jy is waar jy moet wees? Kan ons in daai verhouding wees? En ek dink ons kan. Ek dink dis hoe dit moet wees. Die tweede beginsel het gesê jy moet opkyk. Met ander woorde, omdat ons onseker is en bang is en die lewe het baie uitdagings, kyk ons af, en hoe verder jy afkyk, hoe stadiger word jy, hoe minder sien jy, en hoe meer is jy uitvoering uit met waar ons heen gaan. So as jy momentum wil hê in jou lewe, wil skep, en jy wil na plekke toe gaan, moet jy bereid wees om te waag. Jy gaan in die paadjie afkyk, en jy gaan nie meer die spoor sien, jy gaan 'n skaafmerk sien, 'n verkleuring in die sand, maar is vir jou genoeg rede om soontoe te gaan. En wanneer jy daar kom, sal jy weet, jy kan altyd weer terugkom. En ons moet momentum skep. Om die waarheid te sê, die mens is geskep vir daai spanning tussen weet en nie weet nie. Ek dink nie geloof het baie te doen met sekerheid nie. Ek weet in my sonnaarskoolklassies is dit wat ek geleer het. Ek dink dit is 'n verkeerde les. Ek dink geloof het te doen met onsekerheid. Geloof omvou juis onsekerheid. Dis wanneer ek op my bangste en onsekerste is, wanneer ek nie weet of die spoor daar is nie weet wat ek moet doen nie, dat jy moet beweeg. Ek sien baie ouens wat op 'n randjie staan, amper soos 'n afgrond en bid, want hy's bang om 'n tree vorentoe, hy's bang om iets te doen, hy's bang om verandering in sy lewe aan te bring, voel onseker. En dan bid ons dat die Here moet. Weet jy wat? Groot fout. Ergens na al die gebid, moet jy 'n tree vorentoe gee, na die donker gat in, en jy moet net gaan. En dan sal die Here met sy groot genade onder jou inkom, en hy sal jou deurvat. Dis my ervaring, dis hoe dit werk. Die derde een sê bestuursfokus, menende, die spoorsnyer verloor sy fokus. Hy het die spoor voor hom, maar kyk hy links of regs, hy verdwaal op die spoor, met hy maak net droog. Bestuurders, besigheidsleiers, regeringsleiers, heeltemal tog, ouers, maak droog, ons verloor fokus. Jy persoonlik verloor fokus op jou eie doelwitte, goed wat jy behoort te jaag. En in Afrika wildernis, in oorlewing, of by die see, is daar twee goed wat altyd al jou energie sal vat, hulle gaan jou doodmaak. Die een is vrees, 'n beangstigheid, en die ander een is kwaad. Jy weet, wat ook te doen het met vergifnis. Maar kwaad, jy is kwaad vir die wêreld, jy is kwaad vir almal, jy is kwaad vir COVID, jy is kwaad vir wat gebeur het. En jy weet, ek het die punt gemaak dat in oorlewing, rondom my is daar twee konsentriese sirkels. 80% van jou lewensenergie gaan na die buitenste sirkel toe. Die een wat jy nie kan beheer nie, die geraas daar buite, al die gemors. Jy gee 80% van jou dag gee vir daai goed. Hou op daarmee, besig om droog te maak. Wat 80% na die binnensirkel toe en net 20 daar buite. En binne beteken vir die ou wat in die bos moet oorleef, jy moet 'n skuiling bou met stompe dik genoeg om die leeu's uit te hou. Nie dun mopa in die takkies met baie blare. Gaan vir kwaliteit. Jy doen wat reg is. Jy gaan al daai stokke vir vuur maak, rosyntjie bosboom, marula onder, willevy op willevy, daar's baie maniere. En jy draai daai stokke tot jy vuur het. Hoekom? Want dit gee vir jou sekuriteit en veiligheid. Maar jy moet 80% van jou lewensenergie na die plekke toe vat waar jy iets kan doen. En baie min gee vir die goed wat jy bang maak, die geraas daar buite. Stap weg. Stap weg van meeste goed wat net jou energie vat. Die vierde beginsel was die een van volg die waarskynlike roete. Daar's 'n paadjie voor jou en daar's 'n klip links en 'n bos regs. Mens dier stap op die paadjie. So daar's die waarskynlike.
Ons weet wat is reg. Ons weet wat is verkeerd en tog doen ons baie keer die verkeerde. En dan is daai ander ding, ons verlei onsself deur dit te rasionaliseer, deur eintlik verraai ons onsself. Ons verloor onsself in die proses, want jy weet wat jy moes gedoen het. En amper elke dag trap jy in daai gat om nie te doen wat reg is. Doen net wat reg is, doen net die waarskynlike. Die lewe probeer jou daai lesse leer hulle. Nou, hierdie was net hoe goed om op die spoor te bly, om in die spoor van Jesus te loop. Ek het jou net 'n klomp praktiese goed gegee wat ek doen om 'n spoortrapper te wees. En as ek die identiteit van Christus in my het, en ek weet wie ek is geloofwaardig in my menswees, ek hardloop met vertroue en selfversekering, ek is besig om 'n spoor te trap, ek is nie bang nie, ek is gefokus, en ek doen wat reg is, dan word ek en jy inspirerend. En daai woord inspirerend, om te inspireer, inspiritus is die Latyn, dit beteken ek is in die gees. Jy leef die gees, jy word die gees van God. Die gees van God is in jou. Jy word dit net. Jy word dit verander. Jy word dit vir die wêreld. En dan is daar die 5de een was as jy van die spoor afhard, want dit gebeur ook met ons. Hier is die ouens hardloop van die spoor af. Dan is dit time out. En dan moet proses inskop. Dis wanneer jy proses gebruik. En jammer, dit was nie 'n skoolvak nie. Dit moes die nommer 1 skoolvak, wel een van die belangrikste skoolvakke gewees het. Hoe bestuur jy jou lewe? Hoe bestuur jy jou besigheid? Hoe bestuur jy verhoudings? Hoe bestuur jy konflik? Hoe los jy probleme op? En daarvoor het jy nodig om tyd te roep. Ek speel en werk saam met van die beste spoorsneiers in Suid-Afrika, baie keer in die wêreld. En as daai ouens 'n kans het, dan leer hulle by mekaar. Hulle is almal klaar die beste. En dan gaan hulle op hulle knieë en hulle deel hulle kennis en hulle wysheid en insig met mekaar. As die bestes in hierdie wêreld bereid is om te deel en te leer by mekaar, hoekom sal ek en jy dit nie doen nie? So ek moes leer om inset te vat, ek op die harde manier, ek moes leer om by ander te leer, ek moes leer om te vra. Baie goed in my lewe het verander, om 'n goeie speler te word. Ek dink die sin lê daarin, dat as jy die spoor trap van die mens wie jy bedoel was om te wees, en jy speel effektief, en jy word, en jy het 'n impak, en jy maak 'n verskil, en jy is inspirerend, dan word God verheerlik. Mense sal baie keer vir my sê, die sin van die lewe is, jy moet God verheerlik, net so eenvoudig soos dit. En dan gaan ek in die kerkgebou en in die banke in, en ek kyk hoe leef hierdie ou, of ek hoor hoe doen hulle goed, en dan besef ek, maar ten spyte van wat hulle sê, word God nie regtig verheerlik nie. So ek dink God word verheerlik, as ek en jy autentiek is, as ons word, as ons heers. Dit was die eerste groot opdrag. Ja, toe verloor ons die gees, by die sondeval, en na die kruis en die opstanding is die gees weer terug. So, alles is herstel. Die nuwe bedeling is nuut. Daarom dat Paulus almekaar praat van die ouwe en die nuwe mense in Christus. Ons is nuwe mense in Christus. Maar jy moet dit vat, en om jy hardloop. So ek het toe afgesluit met die storie van Alexander Papaderos, op die eiland Kreta, wat na die Tweede Wêreldoorlog instituut gebou het, wat leierskap en ander goed fasiliteer. En die laaste dag van hulle sessie het die instrukteur, jy weet, toe hulle tassies oppak, 2 weke van kursus, toe sê hy vir hulle, is daar enige laaste vraag? Toe vra Robert Fulghum die vraag, maar is daar, wat is die sin van die lewe? Dit is die vraag. En toe lag almal en begin hulle tassies verder oppak. En Papaderos was in die vertrek, het by die venster gestaan en toe draai na hulle toe steek hy sy hand op en hy sê, ek sal vir julle sê wat is die sin van die lewe. Hy het die venster oopgemaak en vir hulle verduidelik, toe hy 'n kind was, het hy hier in die koppies en die randjies gespeel en nadat die Duitsers, die valskermsoldate die eiland binne geval het en hulle, die partisane, hulle self moes verdedig met pikke en grawe en byle, het hy as kind in die veld gespeel en dan het hy 'n speeltjie opgetel van 'n Duitse valskermsoldaat se motorfiets en hy het hom rondgemaak en rondgekrap en dan het hy die lig van die son gevang en dit in skeurtjies in die berge en klowe ingelig, daar waar dit donker is, waar daar nie lig is nie.
En toe sê Papadeiros, maar dis die sin van die lewe, om jou lig te skyn in plekke waar dit donker is. Dis die sin. Maar jy's nie die lig nie. Jy is nie die lig nie. So, ek dink die sin van die lewe sal ons net kry in die ander. In die ander. Ek verwys na Emmanuel Levinas, die Franse filosoof, wat my lewe nogal geraak. Levinas het gesê, moet nie met my praat oor 'n verhouding met God, as jy nie verstaan hoe belangrik dit is om met mense in verhouding te wees. Jy kan nie dit doen nie. Dit is nie hoe dit werk nie. En hoekom Levinas se boodskap vir my belangrik was, behalwe dat hy 'n fenominale filosoof was, hy is onlangs oorlede, dink ek, is Levinas nie 'n Christen nie. Levinas is 'n Jood, bly in Frankryk. En die Jood sê, moenie met my oor God praat as jy hierdie relasie tussen my en verstaan nie. Ja. So ek dink dit was die kruks van Sondag se boodskap. Ek het een ding nie gesê nie, maar ek het tog lus om dit nou te sê. In die aanhou speel, moet jy ook aanhou speel in besigheid as jy kan. Jy moet aanhou inkomste genereer as jy kan. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy naderhand in jou saadmelies invreet. En dis wat jy nie wil doen nie. So enigiets wat jy doen wat jouself sinvol besig hou. Of jy nou koeksitters verkoop en 'n paar rand daarvoor vra, moenie alles verniet wil doen altyd nie. Jy moet baie keer lewe wil jy leer, jy kan maar vir goed vra ook. En of jy 'n klein besigheid aan die gang het en of jy nog, jy weet, in die arbeidsmark operasioneel is en goed laat gebeur. Ek dink die beste belegging wat jy kan maak, soos jy ouer word, is om aan te hou 'n inkomste verdien, sodat jy nie in jou neseier hoef in te eet nie. Dis maar net my persoonlike oortuiging. Natuurlik word dit moeiliker as daar nie gesondheid is en lewenskrag. En daarom moet ons ook na onsself kyk. Ons moet onsself oppas. Ons moet baie bewus wees van hoe blootgestel ons is, soos wat ons ouers wil ouer word. En toe het ons heel aan die einde, die ouens wat nou swaar trek, jy weet, met siekte en gesondheid, ook aan die Here opgedra. So weer eens, ons dink aan hulle, en ons vertrou dat hulle ook hulle krag van die Here sal kry in hierdie tye. Maar dit was min of meer die boodskap van Sondag. Ek hoop is goed genoeg dat dit vir jou van waarde kan wees. Dis 'n onverwerkte videoetjie. My vrou is in Nieu-Seeland, ek weet nie of ek dit vir julle gesê het nie, of vir almal gesê het nie. So die kantoor wat die goed mooi maak is, sy slaap nou, en sy spandeer tyd saam met haar kleinkinders, so sy steur daar nie veel aan my nie. So julle is nou ook slagoffers van daai ervaring. Was lekker die naweek, ek het dit verskriklik baie geniet. Gewonder of 'n ou moet gaan. In retrospek, dit was die regte ding om te doen. So dit was baie lekker. Dankie.